Gebellery. Daar is soveel situasies waar die ongeduld na vore kom. Helaas in teleurstelling vir jouself, ander en veral die een wat veel meer van jou verwag. Soos die aanhoudende, onverpooste gebellery uit oproepsentrums wat een of ander produk aan jou wil afsmeer. Daar word vir die eerste paar keer 'n geduldige verduideliking verskaf, hoekom daar nie aan die versoek voldoen kan word nie. Maar dis asof daar geen gehoor aan jou gepraat gegee word nie. Mens, herhaal jouself. Die gesig raak moeg, gefrustreerd. Verskyn daar onaanskoulike, geperste lippe. Maar soos 'n grassnyer word daar oor 'n logiese verduideliking geraai. Gou genoeg raak ek vertroud met die waansinnige gebellery se nommers. Is ek dankbaar vir die suspected spam waarskuwing op die blink skerm in my palm. Ek is te moeg. Is daar nie die energie om meer te verduidelik? Die oorentoesiastiese praters aan die ander kant van 'n simboliese telefoonlyn aan te hoor nie. Ek blok soveel blokke. Dit laat my met 'n gevoel van bemagtiging, iets wat ek kan beheer, onmiddellik. Ek besef dit. Is dit nie wat ek uiteindelik met my lewe, die pad van loutering, ook wil doen nie? 'n onmiddellike geblok teen God se onophoudelike, oneindige beheersentrum se inmenging in my lewensstryd nie. Waar ek die ervaring het dat my woorde, verduidelikings nie gehoor word nie. Maar ek kan dit nie doen nie. Kan ek God nie blok nie? Moet ek leer om die skerp, reusagtige rotse, tesame met die dorings wat hy in my lewenspad neerlê, te aanvaar, met vreugde daaroor te klim, dankbaar, vergenoeg. Al is daar nie verligting van 'n gesondheidskwessie of watter uitdaging daar ook al is nie. Ek, slegs een van 3 miljoene wat daagliks vroeg, worstel. Tot die skrikgedagte my eendag beetpak, God my by die skouers neem en skud. Hoe desperaat vir 'n inkomste is hierdie sogenaamde ontydige bellers nie. Die oorsaak vir 'n ellelange gepraat, dalk in verskuilde smeek, selfs wanhoopig agter toedeure huil, ook op die punt om handdoek in te gooi. Wie is hierdie mense werklik? Mense met families, smekende kinderoogies, starend na speelgoed in 'n kettingwinkel. Asseblief, pappa. Asseblief, mamma. Moet 'n ouer dalk met 'n donker, wanhopige gemoed 'n mombakkies vir kosbare kinders ophou? Wie weet? 'n heel nuwe perspektief deur God se skouers skud. Wees versigtig oor jou gesindheid. Raak ek bewus van 'n vermaanende, streng stem in my binneste. Ken hy elkeen by die naam, elkeen se omstandigheid, ook die wat in 'n oproepsentrum sit, just trying
to earn an honest living. En so sal daar gepoog word om vir die aan die ander kant van die lyn in gebed te hou, met empatie in die hart te dra.